Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend. Mense, ek is opgewonde. Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Vandag is die 8ste April 2025. My naam Dani Gerber en is my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. En vandag gaan ek 'n bietjie praat van hou goeie moed. Ja, en dit is nie altyd maklik nie. Mense sal sê, maar hoe? Weet jy, gaan deur 'n storm in die lewe en jy verstaan nie waardeur ek gaan nie. Nou wil jy hê ek moet nog hou goeie moed. Hoe gaan ek daardeur gaan? My finansies is beroerd. Ek het nie 'n werk nie en hoe moet ek aan die gang gaan? En jy sê vir my hou net goeie moed. En wanneer my huwelik op die rotse is en 'n persoon sê vir jou hou net goeie moed. Hoe hou jy goeie moed wanneer dit net regtig sleg gaan? Soos ek sê, jou finansies, jou huwelik, jou verhouding, jou kinders, jou ouers, alles val net uitmekaar uit en ou sê hou goeie moed. Maar ek wil vir jou sê dat God se woord sê vir ons, hou goeie moed. En dat ek en jy hierdeur sal staan en goed. En Joshua, toe hy by Moses oorgevat het, was hy ook maar bang geweest. En hy was nie seker geweest, gaan hy kan doen waarvoor die Here hom geroep het nie. En so het die Here vir jou en vir my geroep. En die Here wil vandag vir my en vir jou sê, al gaan jy deur 'n moeilike tyd, al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, hou goeie moed. En ek wil dit vir julle lees hierso in Joshua 1, en ons gaan lees hierso vanaf verse 7. Hy sê, wees net baie sterk en vol moed om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek, dis die woord van God, mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met die goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. En as jy Joshua verder gaan lees, dan gaan jy sien daar so dat die Here het vir hom gesê dat hy moet gaan en hy moet hierdie stede in oorneem en hy moet daai vyande moet hy uitwerp en goeters. En weet wat, hy het dit nie self gedoen nie, maar hy het dit met God gedoen. Want as jy vashou en jy hou moed en jy is in God se weë en jy laat hierdie woord uit jou mond uitborrel en jy neem in, dan is die Here met jou. Die storms is daar. Soos Joshua moes hierdie vyande die kontak moes daar gewees het. Die Here het nie vir hom gesê, okay, sit jy by die huis op jou rusbank, skop jou stoel uit en trek jou skoene uit en ek gaan vir jou veg nie. Hy moes opstaan, hy moes gaan, maar die Here was saam met hom. So vandag wil ek vir jou sê, jy gaan deur hierdie krisis, hou moed. Die Here is met jou. Jy gaan deur hierdie storms in die lewe, die Here is met jou. Hoor wat sê hierdie gedeelte, 2 Kronieke 15 verse 7. Hy sê, wees julle dan sterk en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is 'n loon volgens julle werk. So jy staan op, jy skud die stof af, jy gaan vorentoe, jy werk, jy doen wat jy moet doen en die Here sal jou paaie gelyk maak en hy sal jou uit hierdie verknorsing uithaal. Hy sal jou dra. Hou goeie moed. Amen. Kom ons bid saam. Abba Vader, Here, baie dankie vir hierdie woord, Here, dankie vir hierdie bemoediging, Here, want wanneer ons voor 'n storm staan, dan is ons geneig om ons hande slap te laat hang, om geneig te wees om te sê, die Here het my vergeet. Waar is God in die uur van my benoudheid? En die Here is daar met ons, saam met ons, deur elke storm, deur elke benoudheid waardeur ons gaan. En al wat die Here vir ons wil vandag sê is, hou goeie moed. Moenie laat jou arm slap hang nie, want die loon gaan jy ontvang volgens jou werke. Here, baie dankie. Ons loof en ons prys en ons eer U in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. En onthou wat ek altyd sê, in alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, nee, en as jy iets gaan doen vandag, en God gaan nie daarin verheerlik word nie, stop daarmee, draai jou rug daarop,
verheerlik God. Julle moet 'n geseënde Dinsdag hê. God bless.